Romeine hoofstuk 12, ons lees daar vanaf die eerste vers saam. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of die bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoefte van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoër dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra, kom ons sit net so, gaan ek net 'n kort gebed vir ons dan doen. Vader, ons eer U vir die voorreg, dat ons vanoggend hier by hierdie geleentheid kan wees om na U woord te luister. En o Here, as U vir ons sê, dat hierdie woord het slaankrag, hierdie woord het die vermoë om in ons harte in te werk, hierdie woord het die vermoë soos 'n tweesnydende swaard, om in ons harte en ons lewens te sny en te werk, en in te dring op plekke waar ons miskien nie nou van bewus is nie, maar dat ons vanoggend sal toelaat, dat U deur U woord, die slaankrag van U woord, die swaard van U woord, in ons harte te mag inwerk, en dat hierdie woord oortuiging in ons harte mag werk. Here, dat ons nie sal skop teen die oortuiging van die woord van God nie, dat ons dit nie as oortuiging van mense sal sien nie, dat ons nie in opstand sal kom teen dit wat U vir ons in die woord leer nie, maar dat ons gewilliglik oor U woord sal buig en sal toelaat dat hierdie woord vir my kom transformeer. Ons het dit so nodig in die tyd waarin ons lewe, Here, om net weer opnuut veranderde lewens te sien, wat 'n inslag het in die samelewing. Verheerlik U self, ook in ons midde vanoggend. Al die ander aspekte, U ken ons, 'n lysie wat so lank is van siek is, sal U aanraak, vir hulle wat in hierdie week verjaar, 'n wonderlike voorreg,
om 'n nuwe lewensjaar in te gaan. En Here, dat dit nie sonder U sal wees nie, maar dat daar in hulle harte daardie gewilligheid om hierdie jaar nader aan die Here te beweeg. Seën U woord, seën die gedagtes uit U woord en spreek tot ons. En ons wil vir U sê, Here, spreek Heer, U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Liewe toehoorder, ons staan stil by die eerste vers. Vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hoor mooi wat hy sê. 'n Offer. 'n lewende offer. 'n offer wat God welgevallig is en 'n heilige offer aan God. En wil ek met U praat in besonder, terwyl ons dan ook vanoggend lidmate voorgestel het, oor die karakter van 'n toegewyde Christen. Ons sê ons is Christene, is dit nie? Maar hoe lyk 'n toegewyde Christen? En wonderlik dat die woord van die Here ons ook wil kom wys. Hoe lyk daardie toegewyde Christen? Nou, vroeëre jare was daar so 'n meule gewees, 'n watermeule, nê? En daardie meule het dan daardie buitekantste wiel gehad en dan het daar 'n waterstroompie geloop. En jy het nie baie sterk water gehad nie as gevolg van die verhouding van die ratte, om dan net hierdie ding aan die werk te sit, sodat hy dan ook sy doel kan dien. Dan het hy 'n as gehad wat binnekant toe loop, met klomp ratte, en op die ou einde van die dag is dit dan, om dan daardie meelsteen, wat dan daardie koring, of wat ook al moes gemaal het, vir brood, en watter doel dit ook dan sou gedien het, om dan die funksie daarvan dan ook te vervul. En daardie stroompie het gekom, en daardie hele wiel, met al sy radwerk aan die gang gesit. En so kon sê die woord van die Here, dat die Heilige Gees is soos daardie water. Ons weet dat die woord van die Here sê, en hy vergelyk die Heilige Gees dan ook met water. Hy sê dat strome van lewende water uit my binneste sal vloei. En Jesus sê spesifiek, verwysende na die Heilige Gees, wat ek as kind van die Here sal ontvang. Die Heilige Gees is die ene wat die krag en hierdie hele radwerk aan die gang sit. Hierdie wiel laat dat draai, sodat die funksie van daardie hele mechanika dan ook kan funksioneer. Om my as kind van die Here te laat funksioneer, het ek die Gees van God in my hart en my lewe dan ook nodig. En die woord van die Here sê, dat as ek die Gees van God nie het nie, is ek nie 'n kind van die Here nie. Daarom moet ek seker maak, soos wat Romeine 8:16 sê, dat die Gees self getuig saam met my gees, dat ek kind van die Here is. Het ek werklik daardie getuienis in my hart, dan behoort die krag en die autoriteit van die Gees van God in my lewe dan ook te funksioneer. En behoort dan daardie funksie te wees van elke ene wat binne in hierdie mechanika sy funksie dan ook as kind van die Here dan ook vind. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê in vers 4 en vers 5. Want soos ons in een liggaam, onthou daardie is 'n eenheid. Om daardie hele mechanika aan die gang te sit, is dit 'n eenheid. Daardie wiel is in eenheid met die as. Daardie as is in eenheid met die ratte. Daardie ratte is in eenheid met nog 'n as wat dan dwars hardloop. En so het elke ene 'n funksie totdat daardie malery dan ook kan plaasvind aan die binnekant. So nie een van daardie ratte of daardie asse of wat ook al, is dit miskien 'n spy wat net met daardie rat vashou. Is dit so nodig dat al hierdie goeders in mekaar geweef is, sodat die funksie dan ook voldoende kan wees, om op die ou einde van die dag 'n produk daar te stel.
En net so wanneer dit kom by die geestelike lewe, wanneer dit kom by 'n gemeente, en nou het ek maar net 'n vraag op my hart. En hierdie vraag is, en ek wil hê u moet bietjie vanmiddag net gaan sit en 'n papier vat en dan sê u, wat sou u, as u nou, kom ons sê u is in my plek, u is die dominee, of u is 'n ouderling, wat sou u graag wou sien in 'n lidmaat? Hoe sal jy die ideale lidmaat voorstel? So u het nou so 'n bietjie huiswerk, maar ek wil sê as jy die huiswerk afgehandel het, om nou 'n bietjie daaroor te gaan dink. Dis die standaard wat ek stel vir 'n lidmaat, vir 'n ideale lidmaat. Kom ons sê dan 'n toegewyde lidmaat in die sin van ons boodskap vanoggend. Hoe lyk daai toegewyde lidmaat? En voldoen ek aan die standaard wat ek vir so 'n lidmaat sou stel? Sien, dit is maklik om op papier teorie neer te skryf, nee. Maar wanneer ons dit na die praktyk toe vat, en dit is wat Paulus nou hier kom doen. Hy sê kom ons vat dit na die praktyk toe. Kom ons kyk in die praktyk, hoe lyk die toegewyde Christen? Want binne in dit is daardie radwerk wat moet saamwerk. En nou sê die woord van die Here, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie. So nie een van ons binne in hierdie werking as gemeente is dieselfde nie. Almal kan nie dominees wees. Almal kan nie ouderlinge wees nie. Almal kan nie diakens wees nie. Almal kan nie op die bestuure van watter 'n funksie dan ook binne in die gemeente is dien nie. Maar dit beteken nie dat ek nou 'n minderwaardigheidskompleks hoef te hê nie. Want ons het elke deel binne in hierdie meganika nodig om die stelsel te laat werk. So of ek klein is of ek groot is. Of dit voel asof ek 'n beter funksie het as ander, ek kan dit nie sê nie, want ons het almal mekaar nodig. Dan sê hy, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ek kan nie sê ek is beter as ander persoon nie. En daarom wat Paulus ook hier sê, moenie van jouself hoor dink as wat jy self is nie. Skaar jou by die nederiges. En dis wat hy hier sê, hy moedig ons eerder aan om deel te vorm van die funksie waartoe God wil hê dat hierdie meganika binne in die gemeente moet werk, sodat dit 'n funksie kan dien waarin ons dan God kan verheerlik. En daarom het hy ons oproep in vers 1. As hy dan ook sê, ek vermaan julle dan broeders, ek vermaan julle dan susters. Hy sê nie hier ek vermaan julle dominees nie. Hy sê nie ek vermaan julle ouderlinge nie. Hy sê nie ek vermaan julle as bestuurslede nie. Maar ek vermaan julle as geheel binne in die gemeente. Met hierdie woorde, by die ontferminge van God. Nie uit 'n menslike oogpunt en wat die dominee se ideaal vir die gemeente is nie, want as die dominee se ideaal nie God se ideaal is nie, dan hoort hy nie op die kansel nie. Die dominee se ideaal moet God se ideaal wees, wat hy oordra aan die gemeente. En binne in hierdie funksie, kom sê hy nou vir elke deel van die liggaam, van die kleinste tot die grootste, van die oudste tot die jongste. Want as ons nie sonnaskoolkindertjies het nie, wie gaan oor 15 jaar hier op hierdie kerkbanke sit? En ek dink dit is 'n vraag wat ons as gemeente onsself moet afvra. Wie vervang u op hierdie kerkbank?
Nou kom vra hy vir ons sê, by die ontferminge van God, dat julle liggame sal stel as 'n lewende offer, as 'n heilige offer, en aan 'n God gewelvallige offer, 'n aangename offer vir God. Dit is hoe my lewe moet lyk. Dit is hoe die lewe moet lyk van daardie toegewyde kind van die Here binne in 'n gemeente. Dis wat Paulus hier vir ons kom stel. En hy sê dit is julle redelike godsdiens. As hy praat van 'n redelike godsdiens hier, dan sê Watchman nie dit op 'n mooi manier, wat ons dit almal kan verstaan. Dit is ons normale godsdiens. Dis hoe dit normaal moet wees elke dag. My normale lewenstyl voor die Here behoort so te wees. Dit behoort nie anders te wees. En om dit te kan doen, vat hy ons na vers 2 toe. En dan brei hy uit, as hy dan ook sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Daar moet transformasie plaasvind. Daar moet verandering plaasvind. Ons moet nie teen mekaar werk nie, want as daai ratte teen mekaar gaan werk, en ek dink dis 'n paar van ons wat bietjie meganika dalk sal verstaan. As die een die kant toe wil draai en die ander een draai daai kant toe, wat gaan met die ratte gebeur? Hulle gaan breek. Is daar nie klaar dalk gebreekte ratte in ons gemeente nie? Omdat ons teen mekaar werk. Elkeen wil sy eie ding doen. En nou kom sê Paulus vir ons, hoe gaan ons hierdie funksie laat goed funksioneer? En dit is om by die wil van God uit. Wat wil God vir hierdie gemeente? Hoe gaan ons God se ideaal bereik? Hoe gaan ons God se wil bereik? Om dan dit te doen wat God wil hê ons moet doen. By die ontferminge van God. Dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Deur te beproef, wat is die goeie, die welgevallige en aangename wil van God. Ken ons dit? Is ons nie dalk besig met ons eie rigwerk, en ons wil ons eie rigting draai, en ons wil hierdie ding daarna toe stuur, en elkeen wil sy eie rigting in werk, terwyl ons moet saamwerk aan God se koninkryk. Ons moet God se koninkryk uitbrei hier op aarde. Ons moet God se koninkryk opbou hier op aarde. Dat ons nie teen mekaar moet werk nie. En daarom kom Paulus, en hy moedig ons aan juis daartoe. En hy vra vir ons, dat ons moet begin betrokke raak by God se saak. Nie ons eie dinge waarmee ons besig is. Daarom, dat hy ook vir ons sê, dat 'n toegewyde Christen in die eerste plek, gaan nie kompromie aan met sonde en dinge nie. Want kompromie beteken dat ek met my eie agenda besig is. Ek is met my eie ideale besig. Dit gaan oor hierdie begeertes in my hart, waarmee ek besig is. 3 vyande wat maak dat ons baie keer kompromie aangaan, is die duiwel, die wêreld en sonde. En daarom het Paulus ons aanmoedig, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig. Want hierdie wêreld is vol sonde, vol ongeregtighede. As ons maar net vat waarmee ons te doen kry. En ek was donderdag daar by die hoërskool gewees. Daar's een dogtertjie wat daar agter sit. Sy het nie gesien, ek het dit gesien nie. En ek praat juis oor hierdie tipe van dinge wat maak van die strikke van die duiwel. En sy wys my. Nou weet ons klaar wat dit beteken. Kind wat op skool is en swanger raak. Wat met hierdie sonde van hierdie wêreld heel.
En die Bybel sê, as kind van die Here, as toegewyde kind van die Here, gaan ek nie meer kompromie aangaan met die sonde. Ek gaan nie kompromie aangaan met die wêreld nie. Ek gaan nie kompromie aangaan met die duiwel en sy dinge nie. Hoekom? Want ek behoort nie meer aan myself nie. Ek wy my nou toe aan God. Ek is aan God afgesonder. Ek het my lewe aan God wegverkoop. En daarom leef ek nie meer vir myself. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Dit wat ek doen, verheerlik ek God daarin? Of gaan dit maar oor my eie dinge? Daarom het Paulus dan ook vir ons sê, hoe gaan dit lyk as ek 'n toegewyde kind van die Here is en ek gaan nie meer kompromie aan met die wêreld nie? Hy sê ek gee vir God 'n lewende offer. 'n Dooie offer beteken niks nie. As ek 'n dier vat en hy's dood, eenmaal is afgehandel, is klaar. Hy kan nie weer vir my 'n offer wees. Maar nou kom hy sê dat my lewe 'n lewende offer aan God moet wees. So dit is 'n daaglikse toewyding aan God. 'n Daaglikse afgee aan die Here. 'n Daaglikse neerbuig, myself voor God neerlê. En myself daagliks vir die Here te gee. Dis 'n lewende offer. Stel my gewilliglik daarvoor dat die krag en die energie van God deur my kom werk. En ek stel myself tot beskikking van God. Nie vir hierdie wêreld om daaraan gelykvormig te word. Nie 'n lou Christen nie, maar een wat aan die brand is vir die Here. Ek kies, ek wil die Here voluit dien. 'n Toegewyde Christen. Maar 'n toegewyde Christen wat nie kompromie aangaan nie, is soos daardie kind. Nou praat ek nie van 'n tiener nie, nee. 'n Tiener is baie keer in daardie kopstamp met pa en ma, nee. Onthou my eie lewe, hoe arrogant ek teenoor my ouers was, waaroor ek spyt is vandag. Maar daardie klein kindjie, wanneer hy jonk is en hy wil sy ouers se wil leer ken, want ek wil pappa en mamma behaag. Ek het 'n begeerte om die mooi so uit hulle mond uit te hoor. Wanneer ek 'n tiener is, dan worry ek nie. So dit gaan nie oor dit nie, gaan oor daai klein kindjie wat pappa en mamma se wil behaag. Om dit nog te soek in my lewe. Nie teen die ouers se wil te gaan om hulle teleur te stel nie. Ek wil nie my vader teleurstel nie. 'n Toegewyde Christen se lewe is 'n voorbeeld van heiligheid. Is dit nie wat Paulus hier kom sê nie? Hy sê 'n lewende offer en 'n heilige offer. Wat is heiligheid dan? Heiligheid beteken dat ek eenkant gesit is vir 'n doel. Kan ek die voorbeeld van die nagmaaltafel vanoggend gebruik? Hierdie tafel is vanoggend geheilig om dan eenkant gesit te word vir die bediening van die nagmaal vanoggend. So moet my lewe eenkant gesit word vir God, vir sy saak, sy bediening, dit wat hy wil hê vir my lewe, sodat my wil God se wil, sodat ek God se wil vir my lewe kan leer ken, om hom te behaag in daardie wil. Dit beteken dat my lewe sonder vlek of rimpel behoort te wees. Ek het dit by die kinders, het ek dit donderdag gebruik. Die vorige donderdag
U as dame, toe u nou daar gaan staan as bruid voor die bruidegom, het u daar gaan staan, want u wil hê, u kleed moet oral sulke vuil kolle op hê? Of het u alles in u vermoë gedoen om daardie kleed te bewaak, dat hy nie vlekke opdoen nie? Wees eerlik. Doen ons dit vir ons hemelse bruidegom, om hierdie liggaam heilig voor hom te stel, sonder vlek of rimpel. Die Jode in daardie tyd sou nie 'n lam aangebied het wat lam is nie, of wat blind is nie, of enige misvorm in hom nie. Maar ons sê baie keer vir die Here, ag, hy moet maar vat wat ek vir hom gee, en hy moet maar daarmee tevrede wees. Kan God tevrede wees met my lewe? Antwoord God eerlik vanoggend, liewe broer, suster, dit wat ek vir God gee, is hy tevrede daarmee? Kan ek sê dit behaag God, dit verheerlik God? Ek is afgesonder vir God, ek is eenkant gesit, ek is uitgeverkoop aan God. Ek word geroep tot hierdie heilige lewenswandel, 'n redelike godsdiens. In Bybelse terme, 'n totale oorgawe aan God, nie meer my eie agendas nie. 'n Toegewyde kind van die Here sal die woord van God lief hê. Sal tyd spandeer in die woord van die Here. Sal die liefde vir die woord van die Here ontdek. As Dawid dan ook sê in Psalm 19 vers 11, hulle is begeerliker, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Is die woord van die Here eerlikwaar vir u vanoggend so as kind van die Here? Want 'n toegewyde kind van die Here sal hierdie woord lief hê. Dit sal dien tot geestelike voedsel. Dit sal dien tot geestelike groei in my geestelike lewe. Ek sal daardeur geleer word, ek sal daardeur vermaan word, ek sal daardeur tereggewys word, ek sal daardie verkeerde kan weerlê, as die verkeerde na my toe kom. Wanneer ek toelaat dat hierdie woord in my hart en my lewe kom werk, is dit soos daardie swaard wat in my hart kom insny, om uit te haal dit wat nie van God is nie, om dieper te kom reinig. Hoekom? Want die woord van God ken die gedagtes en die oorlegging van my gedagtes. Hy weet wat is my bedoeling, en hy wil my kom help op hierdie lewenspad, sodat ek reg sal wandel voor die Here, en ek het hier 'n belangrike aspek neergeskryf. Die woord van God is daar om te oortuig. Wanneer laas het die woord van God u oortuig? Lees u die woord met die verwagting vir die oortuiging van die Heilige Gees deur die woord van God. Here, kom oortuig as daar iets in my hart is. Ek wil al meer heilig vir u lewe. Al meer toelaat dat die Gees van God in my hart kom werk, sodat ek nader aan u kan beweeg. 'n Begeerte, verlange om God te behaag. Het ek daardie begeerte, want ek het die woord van God lief. 'n Toegewyde Christen sal die wil van God vir sy en haar lewe soek. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat doel. Hoekom sal ek verander wil word? Sodat ek die wil van God kan beter leer ken. Daardie kleintjie, wanneer hy jonk is, dan doen hy verkeerd. En pappa en mamma kom dan by hom of by haar en sê, maar weet jy wat? Dit wat jy gedoen het is verkeerd. Ek wil graag hê jy moet dit so doen.
Daai kindjie het nie geweet nie, maar hy kom en hy laat toe dat die oortuiging plaasvind. En wanneer daardie oortuiging plaasvind, dan leer hy die wil van daardie pappa en mamma. So kom God en hy kom werk in my hart deur die woord. Die oortuiging sodat ek sy wil beter kan leer ken, sodat God kan behaag in dit alles. Sien jy hoe die woord van God alles in een werk om hier in my lewe transformasie te begin. Sodat die verandering, die vernuwing van julle gemoed, die metanoia, die gedagtes wat moet verander word. Ek wil my pappa en ek wil my mamma behaag, ek wil God behaag. Is dit so in my lewe? Johannes 6 vers 38 vind ons die beste voorbeeld in ons Here Jesus Christus. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Matteus 26 vers 39. Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil, ten koste van my eie wil. God se verandering wat daar moet plaasvind. In die Onse Vader gebed, bid ons dit, ons sê dit baie keer op, ons sing dit selfs in die Onse Vader gebed, met hierdie woorde, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Is ek regtig oorgegee aan die wil van God? Die wil van God vir my lewe. Toegewyde Christen se lewe is skoon, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sal wees. As predikant is dit een van my gebedes. As jy gaan kyk in 2 Korintiërs 11 vers 2, met daardie woorde, ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n heilige maag, heilig, skoon, vlekloos, sonder vlek, sonder rimpel, aan die Here voor te stel. Dink aan die woorde daar in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 12, as hy dan ook hier vir ons sê, en hou hulle lewenswandel onder die heidene skoon. Hoe lyk my lewe daar buitekant? Hier by die kerk kan ek dit miskien skoon hou vir my broers en my susters. Maar hoe lyk dit daar by die huis? Hoe lyk dit daar by die werkplek? Hoe lyk dit daar by die winkelsentrum waar ek beweeg? Hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, dit wat hulle sien in my lewe, dit wat geopenbaar word aan hulle, dat dit skoon sal wees. En God kan verheerlik in die dag van besoeke. 'n Toegewyde kind van die Here is 'n ware rentmeester. Dit wat God aan my kom toevertrou, dit wat God vir my kom gee. God kom gee vir baie mans, vroue en kinders. Ek is rentmeester daaroor. Ongelukkig is dit so dat ons in tyd lewe vandag, as ons praat oor rentmeesterskap, dan dink mense, dis rand en sent. Dis nie waar. Dis deel daarvan, dis maar 'n aspek daarvan. Ek sal nou 'n bietjie daaroor uitbrei. Maar rentmeesterskap is, wanneer iemand na my toe kom
en sê, maar ek vertrou dit aan jou toe. En wanneer ek dit uit daardie persoon se hand ontvang, dan sê ek in my hart en my gemoed, dat ek wil 'n ware rentmeester wees oor dit wat aan my toevertrou is, om dit namens daardie persoon te bestuur. Vind ons dit in die Bybel? Ja. Daar was 'n sekere koning wat 'n wingerd aan mense toevertrou het. En wat stuur hy? Hy stuur van sy diensknegte. En wat doen hulle met die diensknegte? Hulle slaan die diensknegte. Hulle maak die diensknegte dood. Later stuur hy sy eie seun. Wat doen hulle met die seun? Hulle maak die seun dood. Wat sal daardie man dan doen? Hy sal kom en hy sal met hulle afreken, sê die woord van die Here. En ek is rentmeesters oor wat God aan ons toevertrou. En wat maak ons met dit wat God aan ons toevertrou? Hoe bestuur ons dit wat God aan ons toevertrou? En soos ek dan gesê het, een aspek maar daarvan is wanneer dit dan kom by my 10de. Kom ons kyk maar net in 1 Tessalonisense 2 vers 4 tot en met vers 6. Maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou is. Ons moet rentmeesters oor die evangelie wees. En wanneer dit kom by die evangelie, is daar sekere aspekte. Die evangelie moet befonds word. Die evangelie moet uitgedra word. Daar moet bedienaars wees wat die evangelie gaan verkondig. In elke van daardie aspekte is daar rentmeesterskap wat oor hierdie goed aangestel is om dit te bestuur. Paulus sê, hierdie evangelie wat aan my toevertrou is, het ek uitgedra. Dit wat aan my toevertrou is, wat ek nou namens 'n ander party moet bestuur. Ek word hierdie dinge aan toevertrou, sodat ek dit namens God kan bestuur. Wat het God aan jou toevertrou, wat jy dan moet bestuur? Sommige is familie, ander is besighede. En iets wat ek hier geskryf het wat belangrik is dit jou besigheid of is dit God se besigheid? My finansies. Is my finansies my besigheid of is dit God se besigheid wat hy aan my toevertrou? Wanneer dit kom by my 10de, is dit een aspek van my finansies wat God van my vra. Die ander 9 tiendes hoort nie nog aan my nie. Dit hoort aan God. Maar ek moet dit namens hom bestuur. Daarom het hy maar vra, gee vir my 1 tiende sodat die evangelie bevorder kan word. Die ander 9 tiendes kan jy dan namens my bestuur oor jou gesin. Oor ander verantwoordelikhede wat jy moet nakom. Dis God se finansies, liewe toehoorder, dis nie u geld nie. Dit alles behoort aan God. En hy vertrou dit net aan my toe, sodat ek namens hom dit moet bestuur. As hy vir my R100 gee, 10de daarvan is R10. As hy my R1000 gee, R100 daarvan is 10de. As hy my 100.000 gee, is 10.000 daarvan is dit 10de. En as ek 1 miljoen kry, is 100.000 van daardie miljoen 10de. Hoe groter die geld raak, hoe meer begin ons na hierdie 10de aspek ons oë te draai en ons vergeet van die 9 tiendes wat God aan ons toevertrou. Toegewyde Christen is diensbaar aan die Here. Hiermee sluit ek dan ook af vanoggend hierdie diensbaarheid waarvan Paulus dan ook praat. Geliefdes, ek vermaan julle as verskoon. Nou is ek by verkeerde teks. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame sal stel as 'n lewende, heilige
en aan God welgevallige offer. Diensbare offer, liewe toehoorder. Dis wat God van een van my vra, om diensbaar te wees in sy saak. Romeine 6 vers 19 sê, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakhede van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, moet julle nou julle lede diensbaar, om ander te dien. Is dit nie wat hy hier ook sê nie? Hy praat van die liefde. Laat die liefde ongeveins wees. Veraskie wat sleg is. Hang die goeie aan. En nou kom hy gee vir ons voorskrifte hoe om diensbaar te wees. Om vir die heiliges voorsiening te maak. Om blydskap in my hart te hê. En jy kan maar daar gaan lees om ywerig te wees vir die saak van die Here waaroor ons al reeds gepraat. Romeine 6 vers 22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. 1 Korintiërs 9 vers 19. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. Daarom het hy in 1 Tessalonisense, jy kan maar daar gaan lees, van hoofstuk 1 af tot by hoofstuk 2, is daar klomp dinge wat hy daar doen. Hy sê dat ek die merktekens van Christus dra. Hierdie merktekens van die geloof. Dat my geloof groei. Dat my geloof standvastig is. En nou moet ons verstaan uit watter omstandighede Paulus dan ook hier praat. Paulus was 3 weke wat hy die evangelie in Thessalonika gaan verkondig het. In 3 weke se tyd het hierdie mense die evangelie aangeneem. En toe moes Paulus vlug. Want hulle begin vir Paulus te vervolg, sy lewe gesoek. En hierdie groepie mense bly agter en Paulus los hulle daar. En wat gebeur? Hy stuur vir Timoteus nadat hy bekommerd is in sy hart oor hierdie groepie mense. En hy vra dat Timoteus moet nou gaan bietjie verslag doen en gaan kyk hoe gaan dit met hulle. En hierdie mense gaan bemoedig en Timoteus kom terug. En dit is oorweldigend dat hierdie mense in 3 weke die evangelie gehoor het en ten spyte van die vervolging in hierdie 3 weke wat hulle die evangelie gehoor het, dat hulle geloof gegroei het. Hoe lank het dit vir jou gevat? Vir hulle het dit 3 weke gevat, hulle geloof is vas in die Here. Hy sê verder ook van daardie, dat hulle arbeid van die liefde, hulle was werksaam gewees, hulle liefde was aksie gewees. Net soos God se liefde aksie was, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Liefde in aksie. Hoe lyk my liefde in aksie, liewe toehoorder? Is daar aksie in my liefde? Gaan lees maar weer Romeine hoofstuk 12. Ek dra die merktekens van Christus in my lewe. Die lydsaamheid. Hoekom? Want daar's 'n wonderlike hoop. Al word ek vervolg hier op aarde, al maak hulle hierdie liggaam dood, die uiterlike dood, kan hulle dit wat hier binnekant in my hart is, nie van my wegvat nie. Daar's 'n mooi getuienis. En ek dink ek het dit op die groep gesit. Ek weet nie hoeveel van julle het gelees nie. Van hierdie vroutjie wat toe hulle sê sy moet haar Christenskap verloor, het sy gesê dit is maklik. Maar ek kan nie die Jesus van die Christenskap verloor. Weet, baie mense het Christenskap. Ons gaan kerk toe, ons bid, ons doen dit, ons doen dat. Ons het Christenskap. Maar die Jesus van die Christus en die Christenskap wat in my hart is, kan hulle nie doodmaak. Dis wat sy gesê het. Hulle kan dit nie wegvat nie. Hoekom? Daar's 'n lydsaamheid in hierdie hoop op Christus. Ek sal 'n ware getuie wees. Ek sal 'n voorbeeld wees.
Die woord van die Here sal weer klink in my hart. Hoe lyk hierdie ware Christen, die karaktereienskap van hom? Hy gaan nie kompromie aan met sonde. Hy gaan nie kompromie aan met die wêreld nie, hy gaan nie kompromie aan met sonde nie, hy gaan nie kompromie aan met die duiwel. 'n Ware toegewyde Christen leef 'n voorbeeldige heilige lewe. 'n Ware toegewyde Christen het daardie karakter van die woord van God wat hom kom transformeer. Hy word al meer lief vir die woord. Daar kom oortuiging en ek word verander deur die spieël van die woord wat aan my voorgehou word. Die ware karakter van 'n kind van die Here. Ek sal God se wil soek, nie meer my eie agendas opstel. Ware kind van die Here sal 'n skoon lewe, rein lewe voor die Here hê. Ware kind van die Here sal 'n goeie rentmeester wees oor dit wat God aan hom of haar toevertrou. 'n Ware kind van die Here, toegewyde kind van die Here, sal diensbaar wees. Hoe lyk my lewe vanoggend voor die Here? Moet ons nie dalk as gemeente bely? Ek het die Here in baie opsigte gefaal. Ek is nie op die merk waar ek moet wees nie. My toewyding bly skade vanoggend. Maar Here, dankie dat U vir my kom wys het weer eens. Hoe lyk die karakter van 'n toegewyde kind van die Here? Here, ek wil daarna streef, soos daardie kind sy ouer se wil behaag, wil ek U wil behaag. Vergewe vir my waar ek verkeerd gedoen het. Daardie kindjie, wanneer hy opregte berou het, sal hy na pappa en mamma toe gaan en sê, ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Ek wil U wil behaag, pappa. Ek wil U wil behaag, mamma. Vergewe vir my, maar help vir my om reg te lewe en reg te wandel. Sal ons nie vanoggend so na die Here toe gaan? Vir die Here sê, Here, ek het verkeerd gedoen, soos daardie ou kindjie. Ek het buite U wil beweeg, maar ek begeer vanoggend om weer in U wil te wandel. Help my, vergewe my, was my skoon en wees U my in staat stel. Amen. Ek gaan kans gee vir so 'n rukkie wat ons kan stil word voor die Here. Net ons eie harte kom ondersoek, miskien voor die Here dinge kom neerlê voordat ons hier aan hierdie nagmaaltafel gaan sit. Miskien dinge waarvan die Gees van God my oortuig het wat ek moet regmaak voor die Here. En as dit nodig is dat ek met mense moet regmaak, vat ek 'n broer, vat 'n suster aan die hand, sê kom gou saam met my. God, wat ek moet regmaak voor ek aan hierdie tafel vanoggend kan sit. Mag die Here genade skenk.